Ons by Oasis FM, die radio, lewende water en wat verkook en vernuwe. Jy's ingeskakel op die program Eer aan God en ons gaan lekker saam kuier vandag op hierdie spesiale Paasmaandag. Nou saam met ons in die ateljee is twee baie spesiale vriende van my, Martin en Heather Williams. So kort ietsie van beide van julle kant. Martin, ons kan by jou begin en dan gaan ons vir Heather ook 'n kansie gee. Baie dankie Gabriel, so 'n wonderlike voorreg om hier te kan wees. In die radiostasie. Ek wil dankie vir die luisteraars wat daar buite kan is. Ja. Dankie sê ek hoop julle skakel in. Ja, so 'n wonderlike voorreg om hier te kan wees. Uitgekyk om hier te wees. Dankie vir die uitnodiging. Yes. En ek hoop ons gaan 'n lekker geselsie hê vanoggend. Ja, ons program vandag het 'n baie tema. Jesus het opgestaan, hy leef. Jesus het opgestaan, hy leef. En dit beteken vir ons as kinders van God eintlik alles. Want hierdie opgestaande Jesus is die een wat die oorwinning oor die dood behaal het en ook vir ons gegee het. So dis ons in. Ieder so ietsie van jou kant af. Ja, Gabriel, het is vir my 'n plesier om hier saam met jou te kan wees en saam met Martin. Want Martin, waar even Martin gaan ek ook maar saam. Amen. En ons is nou al 46 jaar getroud. Jo. En dit is ons het 3 kinders. My dogter is in oorsee, my seun en my ander seun is by die huis. Wel, my oudste seun is 46. So dit is maar die familie. Ja. Wat ek nou sal sê by die huis het. En wat ek vanoggend kan sê is die Here is goed vir ons. Amen. Dit wat hy doen hy opreg. Ja. Ons moet hom net volg in die naam van Jesus. Ja. Weet jy, dis vir my so kosbaar waar Jesus vir sy disippels gesê het, volg my. Ja. En hy het aangestap. Hy het gesê, volg my. En ek is so bly jy noem dit vandag, want dit maak so groot verskil in elkeen van ons as volgelinge van Christus, deurdat ons kan besluit, ek gaan Jesus volg. Nou Heather, hoe dit in jou lewe gebeur, dat jy Jesus Christus leer ken het as jou verlosser en saligmaker? Weet jy, Gabriel, ons het Jesus geken nie. Ja. En soos ek vanoggend met Martin gepraat het ek gesê, die Here het sy wy om brood te breek met mense. Ja. En dan kom die brood na jou toe. Okay. Sodat jy vir Jesus kan aanneem. Amen. Ons het nog nie geweet wie Jesus regtig is nie, want in ons kerke sê dit vir ons nie. Ja. Maar toe ek gekom het na Jesus toe. Ja. Toe ek was die ene wat eers geloop het. Jesus gaan aangeneem het en toe kom breek ek die brood met Martin. En hy het nog vir my gesê, ja, hy is 'n katholiek, hy ken sy kerk en al die, en met die wat hy saam met my gekom het. En daar het Martin se lewe nooit weer dieselfde gewees nie. Is dit nie kosbaar nie, dat wanneer die Here vir ons 'n lewensmaat gee, hy het 'n oogie op Martin gehad, en Martin het 'n oogie op jou gehad, maar op die einde van die dag, soos wat jy gesê het, toe jy die brood breek met Martin, toe kon hy agterkom, hy het Jesus nodig in sy lewe, en in daardie kan ek vandag vir hierdie evangelis wat hier links sit, Heather, kan ek sê, prys die Here vir jou lewe, Heather, want dit het gemaak dat hierdie man, Martin, sy lewe vir Jesus kon gee en dat hy vandag in soveel mense se lewens 'n geweldige groot impak kan maak. Dis waar. Prys die Here vir jou lewe, suster. Dis kosbaar, net om dit weer te hoor en net te besef
dat die Here se erns met verlore gaande mense van so 'n aard is dat hy met jou die brood kom breek het en vir jou gesê het, nou gaan jy na Martin toe. En ons praat van 46 jaar se getroude lewe. Prys die Here vir dit. Ag, dis kosbaar. Dankie dat jy met ons gedeel het, Heather. Dit beteken vir my ontsettend baie. En weet jy, dis 'n inspirasie. Daar luister vandag 'n vroutjie wat haar man dophou en sien, maar hierdie man se lewe is deurmekaar. Hy maak verkeerde keuses en dan kan sy in die stilligheid besluit en sê, my Vader, ek vertrou U vir my man se lewe. Dis waar. En weet jy, ek dink jy's 'n groot inspirasie vir baie vroue, want ek dink nie ons mans besef hoe kosbaar dit is om 'n vrou te hê wat 'n naby pad met die Here loop, wat vir ons kan motiveer en inspireer en vir ons kan bid, sodat selfs dit wat Martin doen en wat ek doen, kan ons weet, daar staan Godvreesende vroue agter ons en hulle bid vir hulle mans. Prys die Here. Dankie, Heather. Dankie. Martin, so ons het nou maar oor jou gepraat en nou kan jy self ook 'n kans kry om jou hart met ons te deel, so rondom julle twee se vriendskap en verhouding. Ja, sy het in my lewe gekom, dit is omtrent 51 jaar gelede. Jo, Was ek nog in die wêreld en so aan. ja, En soos die pad aanstap, het ek besef daar is 'n leemte in my lewe. ja, Ek kom met die onderwys het oorspronklik. Dis waar ek my professie lewe het geleef het. Verskom jy? En in daai tyd in daai tyd het tot bekering kom deur haar. Die feit dat sy vir my die brood kom breek het. Ja. Ek wou eers nie. ja, ja, Want ek het nie prikkels geskop. Maar toe ek nou sien die verskil wat in haar lewe plaasvind, toe besef ek moet 'n kwaliteit besluit maak. En op die 5de van Januarie 1984 ja, droeg die Here my. En van hy oomblik tot vandag toe, so 40 jaar terug, is ek nie spyt nie. Besluit Ja. het gemaak dat ek vandag ook in roeping staan. ja, So dit is ons op pad met my lewe. En soos ek gesê het, en ek stem volkome saam. Hierdie is my beste maatjie, my ondersteuner, sy onderskraag my, sy verstaan my, sy maak my wat ek is, prys die Here. bediening self. Ja, Sy sê beredikerie, maar sy kragtige ondersteuning. Dis hoekom ek kan heeltemal vertrou. ja, Want na Jesus is sy die belangrikste persoon. ja, ja, Wat vir my dra, my opdra in gebed. Dis wat sy doen. Sy dra my op in gebed en sy ondersteun my waar ek gaan. ja, Sy weet waarvoor die Here my geroep het. Ja. So haar ondersteuning is vir my van kardinaal belang. ja. Dit is die bediening van my lewe. Weet jy, ek is bly ons praat bietjie oor julle tweetjies as 'n paartjie, 'n goddelike samestelling vir 'n baie groter doel om aan die wêreld te wys hoe lyk dit wanneer Jesus opgestaan het binne in 'n mens. Nou ons tema vandag is Jesus het opgestaan, hy leef. Maar die belangrike ding is soos wat albei van julle nou getuig het, op 'n stadium was daar 'n dormante Jesus in julle en hy het nie geleef in jou nie, maar nou het Jesus opgestaan en hy leef. Ek en Andre het vanoggend ook so 'n bietjie gesels voor die program begin het, sommer oor wat in my lewe ook gebeur het en hoe daar 'n Jesus moes opstaan. En dit is vir my die mooi ding wat ek ook by julle twee raak sien in julle persoonlike verhouding met die Here, is dat hy leef binne in jou. En elkeen van julle se lewe is 'n bewys dat Jesus 'n werklikheid is. En wanneer hy in jou leef, dan kan ons uitleef. Hy leef in ons en ons kan hom uitleef en ander mense kan gemotiveerd en geïnspireer word en sê, ek wil hê wat daai man het, ek wil hê wat Heather het, wat moet ek doen? Here, help my. Want elkeen van ons het 'n leemte binne in ons wat Jesus nodig het, want wanneer ons Vader ons gemaak het as 'n mens, het elkeen 'n behoefte om 'n persoonlike, intieme verhouding met Vader te hê. En wat julle ook besef het, die dag toe hy julle gered het, het hy nie noodwendig jou gered om 'n evangelis te word nie, Martin, hy het jou gered nie om 'n pastoor te word, hy het jou gered sodat hy 'n verhouding met jou kan hê. En dit gaan oor liefde.
So Martin, kom ons kyk bietjie wat het julle alles voorberei vandag en jy's welkom om lekker jou hart met ons, die luisteraars te deel. En Heather, soos ek vir jou geïnspireer het net nou en aangemoedig het, gesels lekker saam vandag. Amen. Goed Martin. Ja, die opstanding van Jesus is die, so te sê, die kragtigste gebeurtenis wat saamsmelt met die dood. Ja, Die twee kan nie van mekaar geskei word. dis reg. Hy moes eers sterwe Ja, en vir ons sonde in die volheid betaal en die straf wat ons toekom het op hom toegesak, alhoewel hy nooit gesondig nie. Daar was geen sonde in hom nie. Hy het nooit sonde gedoen nie, maar hy het sonde kom word, ja, sodat ons deur die wedergeboorteproses die geregtigheid van God kan ontvang. So die twee kan nie van mekaar skei nie. Maar as hy gesterf het en nie opgestaan het nie, dan is ons geloof in elk geval nutteloos, sê die Bybel in 1 Korintiërs 15. En as hy nie opgestaan het of opgewek was nie, dan het ons nie geloof gehad nie. Dan was op eerlike nutteloos geweest. Dan het ons se lewe nie sin gemaak nie. So in sy opstandingskrag gee vir ons die oorwinning oor die dood, oor die sonde. En nou kan ons deur hom lewe. Hy het sy opgewekheid vir ons lewe kom gee. En hy leef nou in en deur ons. ja, Daar die Bybel sê in Filippense, ek dink Efesiërs, verskoon my Filippense 3:10 sê, ken hom in die krag van sy opstanding ja, en die gemeenskap van sy lyding. So ons moet hom ken in sy opstandingskrag, want hy selfe krag wat hom opgewek het. ja, As hy selfe krag wat in ons is, dat ons dan deur hy krag vir hom kan lewe. En daarom sê Paulus in Galasiërs 2:20, hy sê ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En die lewe wat ek leef ek deur geloof deur hom wat homself oorgegee het. So nou leef hy daai kragtige lewe in en deur ons, sodat ons dan ander mense kan oortuig dat hy werklik lewe. ja, Jy weet, Gabriel, ek het die voorreg gehad destyds om in Israel te wees. Ek was daar. En was my geweldige ervaring, die twee areas veral. By die tuin van Gethsemane, ek was daar, waar hy geworstel het, voor hy gesterf het die donderdag aand. En natuurlijk die pad weer Dolorosa, waar die kruis gedra het, ek het die pad geloop. Maar wat vir my so kragtig was, is toe ek by die graf was. Daar in die tuin van Gethsemane. ja, En toe ek daar in die graf van staan, ingaan, ja, die oortuiging is so geweldig, dat ek is meer as 100% oortuig hy lewe. Want die graf is leeg. En ek kon daai dag 'n besluit maak, toe ek daar staan in hy graf. Toe sê ek, Here, ek kan aan niks goed ding wat ek gedoen het om hierdie saligheid te verdien nie. Toe sê hy vir my, ek het gedoen om vir jou lief is. Ek sê, Here, maar dan oor die 7 biljoen mense. ja, Hoe kan jy vir my sê, is lief vir my? Sê vir my, as ek sê ek is vir jou lief, is asof die 7,9 biljoen mense nie bestaan nie. ja, En hy sê vir my, al was jy die enigste mens, ja, was die enigste mens, ek sal vir jou gedoen, so lief is ek vir jou. ja, En daai was die begin, daai was vir my 'n radikale besluit. En van daai oomblik tot vandag toe, het ek nooit op vertel van die mense wie hy is en hy lewe nie. ja, Dit is my lewensopdrag geword, van tyd tot dit nou. So ek is 100% meer as oortuig, want ek was daar, dat hy opgestaan. ja, En omdat hy opgestaan het, kon ek opstaan uit my omstandighede, waar ek was as 'n sondaar. En nou het hy vrymoedigheid, om die boodskap van Jesus, die goeie nuus aan mense vertel, dat hy lewe. ja, En hy leef vir ons almal, sodat ons aan kan lewe. ja. Ek hou van daai woord vrymoedigheid. Ja, Jy het vrymoed, jy het vrymoedigheid en jy gee die eerste tree en die Heilige Gees kom saam en hy bring vir die mense die goeie nuus. Eerder ietsie van jou kant af. Ja, soos Martin gesê het, hy was daar gewees en ek is ook maar net 'n volger van Jesus. Ja, Kon gesien het die miracles wat hy gedoen het in ons lewe, ja, in my kinders se lewe. En al wat ek vir jou kan sê, Gabriel, die Here is goed. Wat ek altyd vir die mense sê is, as die man van die huis die Here dien, dan val alles in plek. amen. Spesiaal met jou gesin. En as jy kinders het.
Ja. Want jy moet die voorbeeld stel. Ja. En ek glo self dat die man die voorbeeld moet stel vir sy seuns, Amen. vir sy kinders, Ja. dat hulle kan opkyk na die ouer. Ja. Dis so waar. Ek dink dis vir ons mans inkom, die Here stel ons aan as hoof, koning, priester en profeet van jou huis. Dis En ons moet die verantwoordelikheid opneem. En ek dink dit is waar onkunde 'n baie groot rol speel. Jy weet, as ons kyk na Hosea 4 vers 6, wat die woord sê, my mense gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. En ek dink dit is wat jy nou sê, dat mans wat na hierdie program luister, en weet jy, ons wil nie 'n vinger na jou wys nie. Ons wil vir jou sê, neem die geleentheid. Gryp dit met beide hande vas en sê, my Vader, ek is nie seker, ek is onseker, ek twyfel. Neem jou posisie in en sê, Vader, ek kies vandag om die rol van koning, hoofpriester en profeet in my huis te speel, sodat daardie beginsel wat ons toepas, kan veroorsaak dat God 'n seën bring oor die man, die vrou, die kinders en die kleinkinders. En dis hoekom, as ons kyk na 'n land, dan kyk ons na gemeenskappe, en as jy gesonde gemeenskappe wil hê, moet jy gesonde gesinne hê. Godvreesende gesinne waar die man sy rol opneem, sy funksie uitleef, en dan sit ons met 'n gemeenskap wat geseënd is, want dit bestaan uit geseënde gesinne. Dis waar. Absoluut, Kabel, absoluut. Ja, kyk, dit is iets wat ek moes kom toepas in my lewe, Ja. veral toe ek tot bekering kom, Ja. want ek het maar my rol maar op die wêreldse manier toegepas. Maar toe ek ontdek wat God se woord sê, wat my rol is as priester en 'n koning en profeet van my huis, toe moes ek nou daai goed begin uitleef. Ja. En ek is dankbaar die Here dat ek doen dit. Want my gesin is die tweede beste in my lewe. Nie die gemeente nie. Die gemeente is God se gemeente, maar as ek nie my vrou kan reg hanteer en haar respek en eerbiedig aan haar betoon nie, dan kan ek nie God se kerk lei nie, want God se kerk is mos so sy bruid. Ja. So ek was op 'n stadium in Amerika gewees by Promise Keepers as 'n mansbediening. Ja. Het was geweldig groot geweest. Ek was 2 keer daar geweest. Dit is net oor mans. Ja. Dit is gebaseer op 7 beginsels. Een van hulle is die man in sy gesin. Die man in God, die man in sy gesin, die man in sy gemeenskap en so voort. So daai in die man in sy seuns, en daai aspek het my regtig geraak. Toe terugkom, toe besef ek my rol as hoof van my huis en my gesin. As ek daai rol kan regspeel in my gesin, glo ek dan kan ek my rol regspeel in die gemeente waar ons nou ontstaan. Ja. So ek moet 'n aanpassing gemaak het, want ek het baie goed te geleer nie. Ja. Jy weet, my siening as 'n vaderfiguur en toe ek ongered was, ek het maar gedoen soos my pa maar gedoen het, Ja. nie dat hy jy weet, verkeerd altyd was, maar ek het dit verstaan nie, maar toe ek by die Here kom, toe moet ek hierdie goed te begin leer en aanpas, sodat ek dan vir my gesin my rol kan speel, teenoor my vrou en my kinders. En vandag, as ek terugkyk, sien ek waarlik waar dit werk, jy weet, Ja. dit werk. Ja. En sy speel haar rol as my hulp, soos God aan Adam gesê het. En omdat sy haar rol speel, kan ons mekaar komplementeer. Yes. En nou vind ons uit waarmee ons mekaar gebring het. En dit maak dit so makliker. As Ja. sy oor vleerlie, jy weet, ek speel my rol. En ek weet in haar geval, haar rol teenoor my, versterk my. Maar daar seker dinge wat ek nie kan doen sonder haar nie. Amen. En daar seker dinge wat sy nie kan doen sonder my nie. Maar as ons mekaar kan komplementeer en saam die pad loop, dan hoef ons nie vir mekaar 'n bedreiging te wees nie, maar ons pas mekaar aan. Ja. En ons kinders altyd sien dit op hierdie stadium. Ja. So dit werk vir ons. Ons het 'n baie mooi woord in Afrikaans, eensgesindheid. Absoluut, ja. En wanneer daar eensgesindheid in hierdie huishouding van julle tweeetjies is, dan sal die naam van die Here groot gemaak word, want julle twee vat hande, so lekker soos dit, en julle vat mekaar se hande, en dan kan elkeen se funksie sterker na vore kom, en julle funksionaliteit kan deur die Here geseën word. Amen. So. Weet julle wat is vir my mooi, ek lees nou die dag die skrifgedeelte Lukas 9 vers 23 wat Jesus sê, indien enige van julle my wil volg, moet jy eerstens jouself verloon
elke dag jou kruis opneem en my volg. En ek het net besef, die Engels sê, you must deny yourself, jy moet jouself verloon, jy moet teen jouself kies, en dan, 'n mens is mos 'n oulike ding, jy gaan slaap die aand met die beste motiewe in jou hart, môreoggend word jy weer wakker met baie slim gedagtes, en daarom moet jy jouself elke dag kruisig, want 'n mens wil jou eie ding gaan doen. Maar ons eie ding moet onderhewig wees aan die Heilige Gees, en dan moet, kom ons by volg my. Nou daai volg beteken, ons kan dit net doen wanneer ons gehoorsaam is. Die Here het eendag vir my gesê, dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is vir jou beskikbaar, indien jy in jouself wil sterf. Met ander woorde, as jy sukkel om jouself vir Martin, vir Heather, vir Gabriel te kruisig, dan sê die Here daai dag vir my, sê, dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is vir jou beskikbaar, indien jy in jouself wil sterf. Ek sal jou help om dood te gaan, sodat Jesus in jou kan leef. Dis hoekom baie keer wanneer ons na mense kyk, en jy kyk na jouself ook, het Jesus opgestaan in jou hart, leef hy binne in jou, sodat ander mense die opgestane Jesus, en natuurlik die liefde en die hoop kan beleef. Ja, Gabriel, jy weet, daar word gesê is, om Jesus te volg is nie maklik nie. Ja. Een van die moeilikste dinge as jy dit jouself doen. Daarom is die Gees van die Here nodig om ons te help. Hy is die helper met bekragtigings. En dan, soos jy net ook gesê het, jy moet doodgaan tot self. Ons grootste probleem is self. Hy self, eie ek, of selfbewustheid, daai aspekte beroof ons om nie Jesus in volheid te leef nie. Jesus sê, as 'n koringkol in die grond val, hy bly alleen, maar as hy sterf, dan dra hy vrug. Amen. So die sterf is absoluut belangrik, sterf tot self, en dat hy kan leef in en deur ons. En so, dit is altyd die uitdaging, want het is moeilik om Jesus te volg, want jy moet jou kruis opneem. Jy moet ook jou reputasie van jou lewe, dit is wat baie mense maar op staat maak, jy moet jou reputasie, het verskil tussen reputasie en jou karakter. Die reputasie is dit wat jy wil hê mense moet vir jou sien. Maar karakter is dit wat God wil jou wil sien. En karakter vat die tyd om te verander, jy weet. Maar as die self doodgaan en die karakter, die vrugte van die Gees begin ontbloei in jou lewe, dus die karakter, die vrugte praat van die karakter van Christus, want jou lewe bloei en groei en vrugbaar, dan kom die reputasie van self spontaan agterna, sonder dat jy daarop beklemtoon lê. Maar belangrik is dat Christus moet in ons groei, sy karakter moet in ons groei, sodat mense hom kan sien, en nie vir onsself. Dis reg. Dis pragtig. En dit is die aantrekkingskrag. Mense moet sien Jesus in jou lewe, openbaar jou lewensgewoontes, hoe jy leef. En dis daai goeie wat mense oortuig dat daar 'n verskil in lewe, hulle moet Jesus kan sien uit jou lewe uitbeeld op 'n daglikse lewenswandeling, nie net sonnig in die kerk nie. Want Christendom is 'n lewenstyl wat elke dag uitgeleef word daar in die gemeenskap. So dit vir my was regtig iets wat my regtig oortuig het, dat ek moet sterf tot self. En dit is 'n proses. Dit is 'n proses, jy weet. Maar as jy meegee in die Heilige Gees, dan doen jy dit. Ek hou van wat jy daar sê, wanneer jy meegee, wanneer jy toelaat. Want die Heilige Gees sal ons nie in 'n hoek kom vasdruk en jou forceer nie. Hy gaan vir jou sê, soos die woord sê in Deuteronomium 30, ek hou voor jou lewe en dood. Kies jy. Maar ek wil voorstel, kies lewe. So die Heilige Gees sal altyd vir ons 'n rigtingwyser wees. Hy gaan nie vir ons voeter en dwing en forceer nie. Hy gaan vir jou sê, ek hou voor jou lewe of dood. Kies jy. Wat wil jy doen? En die oomblik wanneer ons die keuse maak, dan kom die kragtige werking van die Heilige Gees, Galasiërs 5:22. Want liefde is 'n vrug van die Gees, lankmoedigheid. En dit is wat ons anders maak as gevolg van die vrug van die Gees. Hoe beleef jy dit, Heather? Wat kan ek nou sê? Ja, nee, dit wat Martin gesê het, stem ek saam. En al wat ek kan sê is dat Jesus lewe.
Ja. Hy, so jy nou praat van die hoe sê hulle the fruit of the spirit, Ja. is good patience. Ja. You must have a lot of patience to serve Christ, Ja. because it's not easy not to be in the Lord. We all say we serve the Lord, but do we really serve the Lord? Because our hearts must be right, because that is what He is looking for, our hearts. Ja. Ja. Ek het die mooi Afrikaanse woord ontdek, hartsingesteldheid. It's the attitude of the heart. Yes, the Wanneer jou attitude. hartsingesteldheid reg is, kan die Here deur ons werk. Maar omdat ons by die beginsels van God se woord moet hou, kan jy nie met 'n harde hart, 'n onvergenoegde hart of 'n ou suur hart die Here gaan dien nie. Jy moet kies. Ek gaan my hart reg instem, en soos ek net te veel gesê het, hoe die Here die dag vir my gesê het, indien jy in jouself wil sterf, dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is beskikbaar vir jou om in jouself te sterf. Maar dit is amper asof die Here vir ons vandag wil sê, kies jy, wil jy sterf in lewe vir Jesus, of wat is jou storie? Wat is jou plan met jou lewe? En dis baie keer dat God se skepingsdoel met ons lewe is om te gaan en te gaan lief hê. Maar 'n mens is mos maar 'n agterbakse mens, 'n skepping. Jy wil mos maar altyd jou eie ding gaan doen, soos wat jy dit wil doen, soos wat jou pas, en klaar. Ja nee, dis maar hulle sê Gabriel, so kragtig wat God is met al sy mag en sy gesag, Ja, is asof hy nog steeds sukkel om mense oortuig dat hy God is. ja, Maar die mens het sy eie wil, yes. die mens is so vol van homself, die mens doen wat hy graag wil doen. Maar einde van die dag moet hy op 'n plek kom, iewers sy lewe in stil staan en vra vir homself, waarheen gaan hy met sy lewe, jy weet? Ja, Want jou lewe staan mos so nie stil nie. Daar is so ding soos eindbestemming. Waarheen gaan ek my lewe? dis reg. En dit is daardie tyd wat jy moet stil staan en besef, ek moet iewers 'n besluit maak, Ja, want my lewe eindig nie. My fisiese lewe eindig, maar my geestelike lewe gaan aan. ja, En dis hoekom die Here so genadig is en liefdevol is. Hy sê ek staan by die deur en klop. As jy oopmaak, sal inkom jou maaltyd hê. Maar hy sal nooit homself jou opdwing nie. dis Hy reg. respek jou wil. Dis reg. En daarom sê ek staan by voor die deur en klop. Ja, So hy kan nie inkom in die handvatsel van die deur is aan die binnekant. Ja. So ek moet oopmaak dat hy inkom, en as hy inkom, dan doen hy 'n radikale werk aan jou hart, en hy bring nie so verlede op nie. Hy bring nie dinge op wat jy mee besig was, en Bybel sê van so ver by die ooste van die weste, so ver by die al ons sondes en al Ja. ons ongeregtigheid. Dan sê hy onthou dit nie meer vir sy naam se wil. So hy bring op wat jy was nie, maar hy kan jou oortuig wat jy kan eendag wees as jy hom volg. En dan begin jy ontdek of waardevolle lewe, kosbare lewe. Ja, jy wil in die lewe geniet. Jy is nog steeds mens, maar Ja. jy moet elke dag bewus is van wat hy vir jou beteken. Dit is my uitgangspunt. Hy bewustheid, dit is met my, en jy wil tog nie die dinge doen wat jy gedoen het in die verlede, want die vooruitsigte is so pragtig vorentoe waar ons op pad is. Ja. En het vir ons dinge voorbeskik waar ons op pad is. So is wonderlik as jy hom toelaat in jou lewe. Dan begin jy besef hoe lief hy vir jou is, jy weet. Amen. Sy liefde is onvoorwaardelik. Daar hou net nie op nie, want so lief het God die wêreld gehad. Nie net ons as Christene, maar die wêreld het nog steeds die wêreld lief. Maar iemand moet hulle vertel hoe lief hulle is. Die Here is nie kwaad vir ons nie. Is maar net hy moet deel met die goeie wat 'n skeidsmuur tussen ons en hom is, en as hy daarmee deel, hy laat toe hy deel. Ag, jy weet, dan maak die lewe vir jou sin, want en dit is die ding wat my ook in die gang, ek weet God is lief vir my. Ja, Ek weet God is lief vir my, en dit gee jou daai gemoedsrus, daai oortuiging dat die Vader is lief vir jou. En sy liefde bewys op die kruis. Jesus se doodopstanding is die kragtigste bewys op demonstrasie van God se onfeilbare liefde wat hy vir ons het. En dis daardie liefde wat my motiveer om alles te doen. Alles wat ek doen word gemotiveer daai liefde. Want ek doen dit, ek kan nie God terugbetaal nie, maar net die feit dat ek weet hy is lief vir my. Dit motiveer my om ander mense te vertel van hierdie onfeilbare liefde van die Here vir alle mensdom.
En dit is die goeie nuus wat ons moet oordra aan die mense by die kant. Dis eintlik vir my interessant dat jy jou loopbaan begin het in die onderwys. En ons praat baie keer van 'n dominee of 'n pastoor as 'n leraar. Dis iemand wat 'n passie in sy hart het om te gaan leer. En nou is vir my so mooi om te dink jy het begin as 'n onderwyser, maar jou hart was heeltyd daar om mense toe te rus, om hulle te leer, sodat hulle die kosbare nuus in die evangelie kan ontdek. Want hier is jy's 'n onderwyser. Jy wil mense leer. Jy is so opgewonde om mense te help met hulle onkunde, want ek is seker daarvan mens kry nie dom mense nie, mens kry net onkundige mense. Want hulle weet nie van beter nie. En hier kom jy en ek kan sien, ek het nou die dag op jou Facebook ook gekyk hoe jy in die strate daar in Port Elizabeth die woord gaan bedien. Dis amper soos 'n onderwyser wat sê ek het nie eers 'n skool nodig nie. Gee my net 'n straat met mense in en ek gaan leer hulle. Ja, Gabriel, kyk, toe ek skool klaar maak, destyds ek wil prokureur gewees. Ongelukkig ek het nog nie gebetaliseer, maar ek dank die Here daarvoor. Maar toe beland ek in die onderwys. En ek het 18 jaar onderwys. En ek het nie besef my onderwyservaring gaan ek vandag toepas in die bediening nie. Ja. In 1996 toe moet ek 'n kwaliteit besluit maak. Ek sou hoof van die skool gewees het. Wow. Toe moet ek dit meegee of prys gee by die roeping. En dit was my geweldige besluit wat ek moes gemaak het, want ek het in die proses alles verloor op daai stadium. Maar het nie sin gemaak, maar toe ek die besluit maak, toe die Here my praat en my roep in die bediening voltyds, het ek nie besef wat die gevolge daarvan gewees het op daai stadium. En dis hoe ons agterna kom beland in Jeffreys Bay kom bly het, en hiervan het ek begin evangeliseren. Ek was besig geweest al in onderwys. Maar vandag sien ek nou my onderwyservaring hoe dit toepas in my bediening. Ek doen meeste van die skole nog daar in die PR en selfs Jommersdorp skole doen ek as 'n motiverende spreker vir die skole en die onderwysers. Want ek kom daar uit en nou deel ek die evangelie in die skole ook. Dis maar nog 'n sendingveld op sy eie. Maar vir my as 'n onderwyser pas ek nog steeds die onderwysbeginsels toe in my bediening. Ek leer die mense, ek berus hulle toe sodat hulle kan groei, jy weet. Iemand het my gesê vir die gelowiges leer jy, vir die ongeredde spreek jy. Jy moet die gelowiges leer dat hulle kan volwasse word en groei en besluite maak, so jy berus hulle toe, so pas aan toe in die gemeente. Ek doen series en ek leer hulle elke week, bou ons die tipe boodskap op, wat die mense verstaan, en as hulle verstaan, kan ons dit toepas. So ek pas dit nog toe, my leer onderwyservaring in die bediening, en dit werk vir my. So mense in die einde van die dag as hulle uitstap, sê hulle, nou verstaan ek wat eintlik gesê was. So dis my manier van bedien. Dis vir my so kosbaar. Ek onthou op 'n stadium dat ek die woord gaan bedien, en op pad na die kerk toe sê die Heilige Gees vir my, praat vandag met die kinders, sodat die groot mense ook kan verstaan. Ek onthou toe ek 'n kind was daar niks my so lekker soos 'n kinderdiens nie, of 'n bediening wat hoofsaaklik op die kinders gefokus was nie, want dit was 'n hoogtepunt, want dan is daar nie verby jou gepreek nie, jy daar's met jou as 'n kind gepraat, en die dag toe ek nou op pad is na hierdie kerk toe, en die Here sê vir my, vandag praat jy met die kinders, sodat die groot mense ook kan verstaan. En dis die mooi ding van die evangelie, die eenvoud. Dit is eintlik vir kinders bedoel, en dan kan die groot mense ook verstaan. Want soms klink groot woorde baie slim en indrukwekkend, maar fooi tog man, die mens verstaan dalk nie wat vir hom gepreek of geleer word nie. Hou by die eenvoud. En as ek nou luister aan die skrif wat ek vanoggend genoem het, Lukas 9 vers 23, wat Jesus gesê het, indien enige my wil volg, moet hy homself verloon, elke dag jou kruis opneem, en my volg. En kyk nou, daar kom jy toe in 'n situasie wat jy die skoolhoofpos aangebied word, en jy kry hierdie bekende tik op jou skouer wat vir jou sê, Martin, kom saam met my, los die skool. Wat 'n radikale besluit. Jy weet, in menslike terme, kom ons noem dit nou maar in sukses, het daardie som glad nie opgetel nie, want hier kom hierdie man, intelligent, briljante onderwyser, gekies om skoolhoof te word, en hy sê sy hand op en hy sê, Here,
hier's my lewe. Gebruik my tot eer en verheerliking van U naam. En dis hoekom ons program vandag eer aan God. Hierdie program se naam is eer aan God. En alles wat ons nou doen, en veral die keuse wat jy gemaak het rondom jou loopbaan, om in die voltydse bediening te wees, sê, Here, ek doen dit tot eer van U. Heather, wat het jy die dag gedink toe hierdie man sê, ek gaan nie die skoolhou word nie, ek gaan 'n evangelis word en 'n pastoor? Gabriel, om jou die waarheid te sê, ek kon nie dit verstaan het nie. Want ek as 'n vrou, Ja, as 'n ma, het nou gedink, nie dat ek Martin gevat het, toe Martin was, het 'n ander secular werk gehad. ja, En soos ek gesê het, toe hy tot bekering kom, toe was dinge baie de mekaar, because Ja. soms dan weet jy nie, waar staan jy nie. Maar anyway, toe Martin vir my sê, hy gaan voltyds, ja, het het vir my baie depress gemaak. Ek was baie depress. ja, Die dag toe sit ek in die bad. Hy het gesê, ons is uitgenooi na die persoon toe, en die dag, ek sit in die bad en ek sê vir die Here, ek is so depress, die man gee nou sy werk op, ja, dit gaan nie lekker nie, ja. because toe gaan het my swaar daar, Finansieel seker, né? financially. En ek sê vir die Here, daar is so baie ander mense wat jy kan roep. Maar jy roep nou net vir Martin. Ja, Hoekom roep jy nou net vir hom? ja, Wanneer daar so baie ander mans is. ja, En in hy tyd, soos ek het die bad uitgeklim en my aangetrek en ons het hier deur gegaan. Die Here is hy sit op sy troon en hy lag seker vir ons, as ons sulke simpel goed te vra. ja, ja, En ons gaan toe na die huis toe, om dinge kort te maak, en hier sê 'n vrou sê by die huis, pastoor, ek wil net 'n lied opoffer. Ek dink, jene, ek is so depress, ek het nou nie lus vir die lied wat sy nou gaan opoffer nie. ja. Ek voel om uit te hardloop uit die huis uit. Oh man, Ek sê vir jou, en die vrou begin, he chose me, and that was my answer. Sê hy ding gesing van John Stans, he chose me. En soos ek die ding altyd, die koorke altyd gehoor het ek nie notice gevat nie, but die particular dag, ja, het ek genotice, wat sê die Here, eintlik het hy vir my die woord gekom gee, he chose me, en ek moes my tevrede stel, Gabriel, laat ek moet luister wat die Here sê, ja, because ek het altyd gesê, my lewe kan nie so aangaan nie, want Martin was baie losbandig, en toe hy tot bekering gekom het, wat meer wil ek hê? ja, Wil ek die lewe hê, wat hy vir my gee, ja, of wil ek die pastoor hê, die evangelis hê, ja, wat hy nou is? amen, En die Here het 'n wonderlike ding gedoen, want ek het my tevrede gestel. En ek het gesê, laat ek die pad saam met hom loop, en kyk, waar gaan dit vir ons vat? ja, En ek kan vandag vir mense sê, as jy die Here dien, ja, opreg, ja, dan voeg hy alles by mekaar. ja, He knows the plans he has for us. ja, ja. Maar weet jy, is my so mooi, as jy nou praat van die lied wat die aand gesing was, en hoe die Here in sy getrouheid en sy liefde na jou toe gekom het, en persoonlik jou hart kom aanraak het, sodat jy kan sê, is reg my Vader, as U my man geroep het, vir die voltydse bediening,
en die skool verlaat, is ek aan sy kant en ek gaan hom ondersteun. Prys die Here vir jou lewe, suster. Ja, nee, dit was 'n geweldige skok. Ek kon dit nie, I couldn't come to terms with that. Seeing that Martin is full-time, ek het 'n huis, ek het 'n groot huis, ek het alles wat vir my, wat 'n vrou wil hê. Ja. En jy weet, daar's kos op die tafel, as alles. Maar as jy tot inkeer kom en jy dien die Here, dan gaan dit nie altyd lekker nie. Ja. Ja. En dit is wat die mense dink, as jy tot bekering kom, alles val in plek. Ja. Alles val nie in plek nie. Ja. Because die Here wil jou hart hê. Amen. Dis so Is baie dit? belangrik. Ja. Hy wil jou hart hê. Is dit wat hy wil hê? Is dit wat jy wil hê? En dis 'n keuse wat jy moet maak. Weet jy wat, ek waardeer dat jy jou hart met ons deel vandag, want as ons na Martin die pastoor en die evangelis kyk, dan sien ons hoe die Here hom gebruik. Maar ons weet nie van die dag wat die Here vir Heather, sy vrou, moes kom aanraak, sodat sy kan sê, dis reg, my vader. As hy hom geroep het, dan is ek saam met hom in die saak, en ons gaan hierdie pad saam loop, tot eer en verheerliking van die groot naam. Prys die Here vir jou lewe, Heather. Dankie, Gabriel. Alle eer aan die Here. Martin, jou kant. Ja, Gabriel, dit was vir my een van die grootste besluite wat ek moes gemaak het. Ja. 'n Keuse wat voor my gestaan het. En toe ek die stem van die Here hoor en oortuig was dat God roep my, moes ek 'n besluit maak ten spyte van wat as hoofskap aangebied was. Ja. Ja. En wat moeilik was om vir hulle te oortuig. Sê Here, ek met mamma te praat, want as sy nie oortuig is, gaan dit baie moeilik vir my wees om voort te gaan, want ek het ondersteuning nodig, en die feit dat sy deur die Here oortuig was, Ja. was dit vir my 'n groot deurbraak. Maar jy weet, die toekoms was nog onbekend vir my gewees. Ek het met maand toe gaan ons. Ja. Ek weet wat lê vir ons voor. En op daai stadium was daar 'n pakket gewees, en ek het aansoek gedoen vir die pakket wat beskikbaar was, en die deure toe gegaan. Jo. Ek sê, Here, maar ek meen, hier is 'n pakket nog beskikbaar, en by stadium moet ek my huisprys ook gee, want ek kon nie die huis betaal nie, ek het nie geld gehad nie. Ja. En sê die Here vir my, ek maak die deure te wil hê, jy moet my vertrou, ek gaan leer om my te vertrou Jo. op hierdie pad. Dis diep, Martin. Hier ook al, ander, Gabriel. Toe sê ek, Here, maar ek weet nie wat hy vir my sê, en hy sê, Here, nee, vertrou my, as ek jou roep, ek sal voorsien. En is tot daai stadium wat ons verhuis na Jeffreys Bay toe. Here sê, ek het PE toe, kom Jeffreys Bay toe. Here gee my die woord, Psalm 66 vers 12, hy was die skrif wat hy gegee het, my oortuiging. En toe hy so kom, ek weet nie waar, ek ken die mense hier, net een persoon geken, hy is vandag nie hier nie. Hy het my aan die hand gevat, en toe in Jeffreys Bay kom, sit ek nog en wag vir uitnodigings, wie my gaan nooi om te kom bedien en so, en die Here sê vir my, hoekom wag jy, beweeg? Ek sê, Here, waar moet ek gaan? Hy sê, begin naby is. Yes. Ek sê, waar, Here? En hy sê vir my, gaan Loerie toe. Okay. En daar het ek my eerste veld te gaan Loerie op my onkoste, wat die baie was. Ja. Saal gehuur, en vir die saal betaal vir die saal, en dienste gehou by die week. Eerste 2 dae, 3 dae, is daar niks meer, soos net 2 mense. Ek speel maar aan, op en af, van Loerie Arena toe. Ja. Elke aand, met my karretjie en my klanktoestel. En so die Saterdag, toe staan die Woensdag toe tel die saal op. Ja. En mense begin kom, en die Saterdag staan 'n tannie op, sy sê, mense, hierdie man kom aan elke aand, hier kom diens op ons, kan ons so met die hand vat en ondersteun nie, en ek vra nooit geld nie. Ja. Toe hulle gesaai, en die Sondag aan toe maak geklaar, toe kry ek nog hierdie paar pennies wat gekry het, en ek dink dit wel maar vir my familie, Here sê, nee, saai vir die volgende veld toch, dis 'n hankie. Yes. En intussen tyd, toe is die huisskuld nog wat oor my hang. Ja. En die Here sê vir my, al jou gedagtes van die probleme as jy is in ongeloof. Jo.
En toe ek my gedagte van die probleem afhaal van die skuld wat ek had oor my huis, R184.000 het ek op huis geskuld. En toe ek my gedagtes van dit afhaal, toe maak die Here deur toe en hy skuld is afgeskryf. Die bank laat weet my skuld is afgeskryf. Prys die Here, nee. Dis die begin. Ja. En toe ook veldtogte, evangelisasie deur die hele Koge area. Ja. Van Hankie na Petensie, Andrieskraal, die gevangenis. Hier op in die Langkloof. Hier op die Langkloof, jy weet jy was aan. Jy is Ja. op my gevat daar in Langkloof. Aan Krakeel. Ja, hy het my gevat lang. Ja, dat nooit vergeet hy dag ek en jy hier Ja. voorgestel aan die Langkloof, Here, en ek waardeer dit because jy het my sonde genooi en na het ek begin op uitleef. Ja. Aan Krakeel, en dooi dit ek in Krakeel. Ja. So dit was my, en so net ook gesê ek het beweeg van die bekende na die onbekende. Maar as ek terugkyk waar ek nou is, ag man, is die moeite werd. Ja. Dis En nie weet te julle, terwyl jy nou so praat van so terugkyk, die Here sê eendag vir my, gaan sit, kyk terug oor jou lewe die laaste 10, 15 jaar. Nou soek jy lus vir die besigheid nie, want natuurlik is daar nou negatiewe belewennisse wat na vorentoe wil kom, en die Here sê vir my, gaan kyk terug oor die laaste 10, 15 jaar van jou lewe. Nou vat dit mos maar so 'n rukkie, is nou eers ja, nou hoekom moet ek dit nou doen en wat is nou die nut hiervan, en ek is nie nou lus om terug te kyk in my verlede nie. En so die Here mooi met my gepraat en hy het vir my gesê, seun, kyk terug oor die laaste 15 jaar van jou lewe. En ek moes my eers amper toelaat dat hy my kop draai om agtertoe te kyk, en toe ek nou so terugkyk, toe wys hy vir my al die dinge wat hy gedoen het. Daar's 'n bewys van sy getrouheid. Daar's 'n bewys van sy liefde. Die bewys dat hy my nooit begewe of verlaat het nie. En ek begin emosioneel raak en ek het teruggekyk en ek het net gedink, Here, U is die beste ding wat nog ooit met my gebeur het. En ek is aangeraak en aangedaan oor wat hy in my lewe gedoen het in die verlede, en die Vader sê vir my, seun, kyk vorentoe. En ek het nie dadelik verstaan nie, en hy sê vir my, ek het my bewys as getrou liefdevol in jou lewe. Ek gaan presies dieselfde Vader vir jou wees in die toekoms. Ek gaan nie verander nie. Jy kan nie wil bang wees nie. En toe begin die Here ook vir my leer, hy sê vir my, die teenoorgestelde van vrees is liefde. As jy my kan lief hê, gaan jy nie kan vrees hê nie. En so het Vader vir my geleer, en hy het vir my gaan bewys hoe getrou en liefdevol hy was in my lewe tot vandag. En toe sê hy vir my, en nou kyk jy vorentoe, want hier is die bewys wie ek is. En as ek so na julle twee luister vandag, en die groot keuse wat jy gemaak het rondom jou eerste uitreik en jou eerste veldtog en jou huisskuld wat afgeskryf is, en jy weet, prakties gewys, as ons nou met wêreldse oë na dit kyk, waar kan 'n man 'n beter 'n onderwyser, dis die, wil ek amper sê, die beste ding wat met 'n man kan gebeur in die onderwys, is om die skoolhoofpos aangebied te word, met al die sekuriteit, medies, pensioen, huissubsidie, al die voordele van 'n staatsskoolhoof. En hier kom Martin en hy sê, my Vader, hier is my lewe. Ek kies om U gehoorsaam te wees, omdat ek vir U lief is. Dankie Here. Ja, nee, Gabriel, dat so net gesê dat dit was 'n besluit wat ek moes gemaak het. En ek het geworstel daarmee. Ja. Glo my, ek het geworstel daarmee, want jy maak nie so besluit net uit jou emosies nie. Nee, definitief Jy nie. besluit maak uit jou hart uit en oortuig is. En God se oortuiging het vir my aan die einde van die dag laat besef, dis die beste besluit wat ek kon gemaak het. Nou het ek my lewensdoel en my lewensroeping ontdek. Ja. En dit bring so vervulling en dankbaarheid in my lewe, vir alles ek sien hoe mense tot inkeer kom. Ja. Hoe mense die Here aanneem. Ja. Jy weet, die blydskap in my hart is oorweldigend. Ja. Wanneer mense hart vir die Here gee. En dit is as Amen. gevolg van Jesus dood en opstanding. Ja. Die opstanding vir my en die dood van Jesus, vir al die opstanding, gee my die oortuiging dat die goeie nuus werk, want hy lewe. Ja. Hy lewe, omdat hy leef kan ons uitgaan.
En mense vertel dat hy is wat hy gesê het hy is. Ja. En dit oortuig mense om aan te neem, want aan die einde van die dag, as ek daar uitgaan deur die week, en ek vat die goeie nuus na die mense daar buitekant, die gebroke mense, die verworpene mense, die verstote mense, die mense wat geen liefde het, die mense wat verwaarloos is. En hy is lief vir hulle. Jesus is baie gemaklik tussen sulke mense, want hulle kon hom, hy was beskikbaar, en hy was altyd in hulle midde, dat hulle hom kan aanraak, dat hulle hom kon praat, hy het hom nooit gedistansieer nie. Dis reg. En hulle sê 75% van Jesus bediening was in die buitekant gewees, waar hy met mense kon praat, mense genees, en mense kon hom aanraak, mense kan met hom, hy was beskikbaar vir die mense. Ja. So, nou vat ek hierdie saak na die mense toe, en hulle hoor nie van 'n kwaad Jesus, hulle hoor nie van 'n Jesus wat wil oordeel, hulle hoor van 'n Jesus wat hulle lief is. Ja. En 'n Jesus wat hulle besonde betaal het. En die prys wat betaal het was onmeetbaar. Want geld kan nie koop nie. Jy weet, al die rykdom van die geld, lewe kan jy nie koop nie, want dit is 'n dierprys. Ja. God sy lewe gegee. En God is lief vir sondaars. Hy hou nie van die sonde nie, maar is lief vir die sondaar. Ja. En hy gee om. So dit vir my is die bevrediging wat dit bring as ek uitgaan deur die week. En ek gaan op buitekant. Jy sal nie verstaan, kom ek huis toe met dankbaarheid. Als een mens. Ja. En dan sê ek vir die mense die volgende ding wat hulle moet doen, jy weet. Kry 'n bediening waar hy geestelik kan groei en so aan te. En maar die saad is mos nog gesaai. Yes, dis reg. En die saad sal ontkiem. So dit is vir my die grootste bevredigheid dat ek 'n daai dag 1996 Junie maand, die besluit ek, ja, hier is ek is beskikbaar, ek is gewillig. En ek kyk hier terug, glo my. Ek kyk hier terug. Ja. Want dit is vir my die grootste bevrediging, dat die Here my roep. Ek kan nie dink wat het my gemaak, wat het God gemaak om my te roep, maar op daai stadium, as niks wat my gekwalifiseer het om my roep. Ja. Maar omdat hy die keuse besluit gemaak het, nog voor die grondlegging van die wêreld, het hy my gekies om deel te wees van sy koninkryk uitbreiding en van die opstandingswerk wat hy vir ons bekom het. So jy is eintlik 100% gediskwalifiseer gewees. Ja. Ek sien jy die Bybel daar nader, Martin, wat wil jy vir ons aanhaal daar? Man, is 'n skrif hierso wat ek graag wil kortliks wat die opstanding betref. Psalm 29, hy sê 28, die hele aarde sal die Here erken en na hom toe terugkeer. Mense en alle nasies sal hom weer dien. Want die koningskap behoort aan die Here. Hy heers oor al die nasies. Nou sê hy, laat die rykes van die wêreld feesvier en hom aanbid. Laat al wat sterfeling is voor hom buig, hulle wat sterfelik is en bestem is vir die ewigheid. Nou sê die nageslag sal hom dien. Die komende nageslag sal van die Here hoor. Nou sê die laaste gedeelte, sê regverdige dade sal aan alle vertel word. Die wat nog ongebore is, sal van sy dade hoor, want hy het dit gedoen. Ja. Daai gedeelte praat van die opstanding as krag van Jesus. Almal sal dit van dit hoor. Ja. Almal sal weet dat hy die Here is. En almal, selfs die wat nog gebore word, sal hoor van hom. Want die Bybel sê, van hy het dit gedoen. Wat het hy gedoen? Die dood en opstanding, die saligheidsplan het hy gedoen. En nou kan almal hoor wat hy gedoen het, sodat hulle dan kan deel word van wie hy is. Ja. En daai is vir my een van die kragtigste bevestiging dat Jesus opstanding oortuigende werklikheid is, want hy het dit gedoen. Ja. En almal na hom gaan vir die wêreld vertel wat hy gedoen het. Ja. Dat almal dan kan terugkeer na hom toe en versoening met die Vader het. Want die Vader wil almal terugkom na hom toe. Amen. Almal hy wil dit is mos waar die saligheidsplan eintlik primêr is, dat die mens moet terugkom na hom toe. So, ek is terug by hom. So moet ek ander mense terugbring na hom toe, gladlik en weet wie hy is. Ja. So dis vir my wonderlik. Hy het my besê, hy het gedoen. Ja. En dit is vir my so mooi as ek na jou luister. Die Here het vir jou gawes en talente gegee wat jy aanvanklik het vir jouself gebruik het tot jou eie voordeel, en die dag toe hy vir jou red en hy kom vrymaak,
word daardie gawes en talente as onderwyser, as 'n man wat lief is vir mense, word dit net so omgedraai en dit word vir die koninkryk gebruik. Absoluut. Ja, ek het 'n spraakprobleem gehad toe ek 'n kind was. Ek kon nie praat, ek het hakkel. As 'n kind, ja. En selfs in my skoolloopbaan het ek 'n bietjie gesukkel om, jy weet, om te praat, vol te praat. Ja. Maar Gabriel, die dag wat die Here in my lewe aankom en die Gees van God kom in my lewe in. Ja. En toe gedoop is deur die Heilige Gees. Ja. Toe verander alles. Jy weet, my spraak het verander. Ek het nie meer hy spraakprobleem nie. Prys die Here. En ek het gawes ontvang. Ja. Behalwe om te preek, het die Here my die voorreg gegee om ook te leer. Yes. En ook aanbidding te doen in waar ek is. En mense te motiveer. So daai goed het hy my gegee en ek gebruik dit tot voordeel van die uitbreiding van die koninkryk. Ja. So nou kan ek met vrymoedigheid praat, jy weet, ek is nie bang nie, ek twyfel nie wat ek sê nie, want die woord van God is my staan wat ek op staan. Alles wat ek doen, praat ek uit die woord. Ek verwys mense aan die woord. Ek sê, kyk wat sê die woord, nie my opinie lenig, kyk wat sê die woord. Ja. Dit is wat die woord sê. En as ons doen wat die woord sê, dan gaan die woord dit in vervulling bring waarvan ons vra. So ek verwys mense altyd aan die woord. Ja. Ek sê die woord van God sê so. Nie ek sê so nie, die woord van God so sê. Ja. En ek stem saam met die woord van God sê. En die Gees van God wat die Gees van die waarheid is, lei ons in die waarheid en hy wys dinge wat gaan kom. So my standpunt is die woord. Ja. En ek gebruik nie die woord om mense te veroordeel nie. Gebruik nie die woord om mense in te sê nie. Ek gebruik die woord om vir mense lewe te kan gee. Ja. Jy laat my nou dink aan een van my gunsteling skrifgedeeltes is Josua 1 vers 8 wat die woord sê, die woord van God moet op jou lippe wees. Absoluut. Jy moet dag en nag daarop mediteer en daaruit leer en alles doen wat daarin geskryf staan, dan sal jy suksesvol wees in waarvoor God jou geroep het. Maar die mooi deel van daai skrifgedeelte is, die woord van God moet op jou lippe wees. Absoluut. Want dit wat ons praat, is dit wat God kan skep. Nou ons is besig om te begin klaarmaak. Heather, so 'n laaste dingetjie van jou kant af voor ons nou opruim vandag. Wat wil jy eintlik hê ek sê? Dit wat Martin gesê het, is net so. Soms as hy van die openligdienste afkom, Ja. as hy altyd wat ek saam gaan nie, Ja. by die openligdienste nie, dan kom sê vir my wat dit eintlik gebeur daar. Okay. Die wonderlike werke wat die Here doen. Nie Martin nie, wat Amen. die Here doen. En dat mense tot bekering gekom het. Jy weet, ons het ons intercessors wat ook bid as hy moet uitgaan. So ek weet dat Martin opreg is. Ek weet dat hy lief is vir Jesus. Amen. En sy hart is daar buite. Ja. En daar's baie mense wat dit nie kan verstaan nie, want hy staan nou nog. Van die dag wat hy tot bekering gekom het, Gabriel, het hy nog nooit teruggedraai nie. Ag, prys die Here. Nog nooit nie. Dit kan ek jou nou sê. Nooit teruggedraai nie. En ek sien altyd Jesus het vir hom geroep om sy werke te doen. Ja. Ja. Om die evangelie daar uit te vat en tot mense tot bekering kom. Ek sê altyd, Martin, jy gaan een van die grootste huise het in die hemel. Amen. Laat help my net om 'n plek naby jou te kry. Want ek weet, ons strewe om daar bo uit te kom na Jesus toe. Ja. Baie dankie julle twee. Sê, hierdie vroutjie vir my is in die Kaap, sy is nie 'n bynaar nie. Sy's 'n Okay, Kaapenaar. Kaapse meisie. Kaapse meisie, Robert 'n Kaapse snoekie. Ek het die skrif laas as ek omgee nie. Handelinge 2 vers 24. Hy sê die graf is leeg, nou sê hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Kragtige skrif. God het hom opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het, Sjoe. omdat het onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word.
Ja. As hy die smarte van die dood kon ontbind het, dan hoef ons nie vir die dood te vrees nie. Want die dood en die sonde te oorwin. En nou kan ons lewe Net so. Ja. vir Christus. Kom ek sluit vir ons af in gebed. Hemelvader, wat 'n wonderlike geleentheid om vandag te kan weet Jesus het opgestaan. Hy leef. Ek bid vir Martin en vir Heather en ek bid vir hulle bediening, Vader, seën hulle dat hulle vir menige mens 'n groot seën sal kan wees. Gaan met hulle, Vader, dat hulle veilig sal terugry Port Elizabeth toe, dat hulle daar ook 'n wonderlike tyd in Jesus se naam sal hê. En aan U, Vader, kom al die lof en al die eer en ons sal kies om die naam van Jesus groot te maak solank as wat ons lewe. Yes, Lord. Amen. Amen. Dankie, Gabriel. Together.